Goeiemôre vriende. Ek sien in 'n insetsel of 'n greep uit 'n flieke toneel waar die beroemde skrywer Robert Stevenson op straat ingryp waar 'n man besig is om sy hond aanhoudend te slaan. En dan stop hy hierdie man en sorg dat die geslaanery van die hond ophou. En dan reageer die man vererg en maak beswaar en sê, los my uit. Dis nie jou hond nie. En dan antwoord Steven, ook nie joune nie. Dis God se hond. En ek is hier om dit te beskerm. Op 'n predikant kollega van my se lesenaar staan 'n bordjie met die woorde It's about God, stupid. It's about God. In te midde van alles, vriende, is dit waaroor die lewe gaan. Vanoggend hier in die erediens, maar ook daar buite op straat. It's about God. So genade vir julle en vrede van God ons Vader en Here Jesus Christus ons koning en ons verlosser. Kom ons sing 'n aantal lofliedere saam. U kan so rustig sit. Ons sing saam met die orgel vanoggend 4 liedere wat ons so in 'n ry gaan sing.
Kom ons bid saam. Genadige God en hemelse Vader, U is die een wat die lig is in 'n duister wêreld en dit daagliks vir ons daaraan herinner wanneer die son opkom en die lig uit die duisternis tevoorskyn kom. U het vir ons hiermee vandag 'n nuwe dag gegee. 'n Dag wat U beoog dat ons U sal eer, tot U lof sal leef. Ons dank U, Here, vir die krag, die lewenskrag in ons. Ons dank U vir gesondheid, waarmee ons kon opstaan. En as ons dit sê, dink ons onmiddellik aan mense wat siek is vandag, in beddens bly lê, in hospitaalkamers vasgevang is. Ons dank U, Here, dat U heerskappy oral laat geld. Hier waar ons dikwels onbewustelik in voorspoed voortgaan, maar ook daar veral waar mense ly en waar mense swaar kry. Ons bid, Here, dat U ons vandag sal bewaar van die bose. Bewaar ons van bose gedagtes, van kwade woorde, sodat ons nie vanaand as ons gaan slaap, hoef skaam te wees nie. Ons bid U, Here, dat U vir ons help om U heilige wil te doen, om te soek na geleenthede waar ons U kan verteenwoordig, U wil kan laat geskied. Suiwer ons denke, hou 'n wag voor ons mond. Help ons om ons emosies te beheer, om ons woorde te tel. Help ons, Here, om elke geleentheid te benut, om die tyd uit te koop. Ons bid vanoggend vir mense wat om ongure ure van die dag en die nag moet werk. Mense wat nou in moeilike omstandighede werk, terwyl ons hier sit, of vandag kon rus. Mense in hospitale, mense in noodsaaklike dienste, mense in polisiestasies, mense op verskillende punte in die samelewing, wat die sisteme aan die gang hou, met ure en ure se harde werk. Ons bid vir hulle en vra ook dat U vir hulle sal herinner aan die teenwoordigheid en dat ons sensitief sal wees vir die opofferings en ook op die wyse waarop ons met hulle omgaan, vir hulle sal laat ervaar dat God daar is. Vanoggend se erediens, Here, moet tot U eer wees. U moet hierdeur verheerlik word. Laat dit ook vir ons tot stigting en geestelike voeding wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons sing 'n loflied, lied 280. 280.
Ja, soms kom die einde voor jy dit verwag. Jesus sê in Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, nee, ek noem julle my vriende. Ek noem julle my vriende. Daar's 'n baie mooi storie oor Gary Kirsten. Julle sal weet hy was 'n voormalige, of hy is 'n voormalige Protea aanvangskolwer gewees. Met goeie prestasies gehad. Op 'n manier 'n legende geword, Gary Kirsten. En hy het ook later die afrigter van die Protea cricketspan geword. Maar tussen die einde van sy loopbaan as speler en sy pos as afrigter van die Protea cricketspan, het hy vir 'n ruk die Indiese cricketspan afgerig. Die Indiese suksesvolle cricketspan wat ook in 2011 die Wêreldbeker gewen het onder sy leiding en afrigting. Hy vertel dat die pad nie altyd maklik was toe hy daar in Indië begin werk het en hierdie vreemde span moes afrig nie. Afgesien van die feit dat hy moes tuis raak in vreemde wêreld, was dit 'n buitengewoon vreemde kultuur waarin hy glad nie gewoond was nie. En ook om dan veral die vertroue van hierdie onbekende spelers te wen. Hy was veral onseker oor Sachin Tendulkar. Nou Sachin Tendulkar, sal jy onthou, was die legende in daardie tyd gewees. Mense het maklik gesê die beste kolder wat die wêreld nog ooit gesien het. En hy was op daai moment ook die topkolder in die wêreld. En wat kennis van die spel, tegniek van kolwerk en temperament aanbetref, kon Kirsten hom net mooi niks leer nie. En op 'n vraag van Gary Kirsten aan Sachin Tendulkar is wat hy vir hom as afrigter sou kon doen, het aan Tendulkar net hierdie een wonderlike antwoord gegee. Wees net vir my 'n vriend. Dit is genoeg. Wees net vir my 'n vriend. Hierdie storie, hoe onvolmaak of vaag ook al, is vir my 'n voorbeeld van hoe God hom in die Bybel met ons as mense bemoei. Want die grootte God het ons as klein mensies, vir jou en vir my as klein mensies, nie werklik nodig nie. En tog, wanneer Jesus verskyn, sien ons God wil 'n vriend wees vir mense. God wil 'n vriend wees vir mense. Wat meer is, God het ons ook nodig. En hy wil veral ook dat ons vir hom 'n vriend sal wees. Daarom, of waarom anders, sal Jesus dit so uitdruk as hy sê, ek noem julle nie meer my ondergeskiktes nie, nee, ek noem julle my vriende. Dit bly 'n verstommende en 'n beskamende woord. Ons is ook God se vriende. Kom ons sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Thank
Ons lees uit die Bybel vanoggend uit 1 Johannes 3 vanaf vers 16 tot 24, 1 Johannes 3. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. En dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan en wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Daar is 'n ou Griekse legende, of laat ek sê 'n Griekse gelykenis storie, wat so gaan: die jakkals weet baie dinge. Hy is slim. Hy weet baie dinge. Maar die krimpvarkie weet net een groot ding. Die jakkals is 'n slinkse dier wat in staat is om slim planne te maak, strategieë uit te werk, om sy aanvalle op ander diertjies uit te voer en veral sy aanvalle op die krimpvarkie uit te dink, soos die storie loop. Dag na dag patrolleer jakkals die omgewing van die krimpvarkie en wag net vir die regte oomblik om toe te slaan, die krimpvarkie te vang. Die krimpvarkie aan die ander kant wandel rustig rond, op soek na kos, totdat hy hom vasloop
en die jakkals. En die jakkals roep uit, uiteindelik het ek jou. En die krimpvarkie, bewus van die jakkalsgevaar, kyk op en dink, ag tog, hier gaan ons alweer. Leer jakkals dan nooit nie. En dan rol die krimpvarkie hom op in 'n perfekte klein balletjie met skerp penne wat in alle rigtings wys. En as die jakkals sien wat gebeur, staak hy sy aanval en stap weg. En elke dag speel hierdie selfde weergawe van die stryd hom af. En ten spyte van die slinksheid van die jakkals, wen die krimpvarkie elke keer. Die jakkals weet baie dinge, maar die krimpvarkie weet die regte ding, die een regte ding. Krimpvarkie weet wat belangrik is en ignoreer eintlik die res. Watter les leer ons hieruit? Johannes sê hier, jy hoef nie alles te weet om Jesus te volg nie. Jy hoef nie alles te weet om die teenwoordigheid van God te beleef nie, om die sekerheid te hê dat jy met God in 'n verhouding is nie. Maar jy moet een regte ding doen. Een regte ding weet, sê hy. Net die een ding. Daar begin jou ervaring van God se teenwoordigheid. Nie 'n klomp slim planne en 'n klomp kennis nodig nie, om suksesvol te leef as gelowige nie, maar net hierdie een ding. Die geheim is hierdie een ding. Liefde. Liefde. Niks meer nie. En niks minder as dit nie. Dis die geheim. En dan, sê Johannes in hierdie gedeelte, sal jy ervaar dat God nie net eg is nie, nie net regtig is nie, maar dat jy in 'n noue verbintenis met God leef en dat God in jou leef en jy in God leef. Dis die geheim, sê hy. Doen die liefde, die een ding. Wanneer 'n mens 'n nuwe huis betrek, ek en jy moet soms sulke goed in ons lewe doen, of wanneer jou bestaande huis oorgedoen word, gee jy dit 'n vars, nuwe karakter. En jy doen dit met meubels en met binneshuise versiering, interieur, en jy maak so 'n huis met al hierdie mooi goed, heel aanskoulik en pragtig, maar nie noodwendig dadelik lekker, warm en gesellig nie. 'n plek waar mense welkom voel nie. 'n Huis word eers 'n tuiste wanneer die mense wat daarin woon in gesonde verhoudings met mekaar leef en waar daar saam gekuier word, gelag word, gespeel word, gehuil word. En wanneer daar dan nou warmte en gasvryheid is, dan is huis 'n tuiste, 'n welkomplek. Nou vriende, ek en jy met ons nuutgemaakte lewens, wat God gedoen het, in Christus ons lewens nuut gemaak het. 'n warm gasvrye tuiste moet ons daarvan maak, waar die gees van die Here beleef word, die teenwoordigheid van God beleef word. En die antwoord is liefde. God se liefde. Dis in die eerste plek. Dis in die eerste plek 'n liefde vir God, wat jou totale wese behels, jou hart, jou siel, jou krag,
jou liggaam. Maar die Bybel sê, met hierdie soort liefde, behoort ek ook my naaste, niks minder lief te hê nie, as wat ek myself lief het nie. En Jesus maak deurlopend 'n koppeling tussen liefde vir hom en gehoorsaamheid aan hom. Jesus sê, jy kan nie die een hê en die ander een nie. Die een bewys die ander een. Gehoorsaamheid bewys jou liefde vir God. As iemand my liefhet, sê hy, jy het gelees, as iemand my liefhet, sal hy my woorde en gebooie ter harte neem. Dit beteken, sal hy my gehoorsaam. En dis dan die kenteken van die Christen, van die gelowige, van jou en van my. Ons het mekaar lief. Dis die een groot ding wat die gelowiges, die volgelinge van Jesus, onderskei van ander, met verwysing na die krimpvarkie en die jakkals storie. God se liefde lewe in mense wat nood raak sien en wat reageer op nood. Dis hoe God se liefde leef in hierdie wêreld. Dis hoe God se liefde werk in hierdie wêreld. Nie op 'n ander manier nie. Daar's 'n wonderlike vertaling van 1 Johannes 3 vers 18 van Clarence Jordan. Hy sê, my little ones, let's not talk about love. Let's not sing about love. Let's put love into action and make it real. Kom ons maak dit eg. Kom ons gaan oor tot aksie. Dis nie genoeg om daaroor te praat nie, en daaroor te sing nie. En ons sukkel hiermee. Ons vind dit meestal makliker om met mense wat anders as ons is te verskil en mekaar te kritiseer as om lief te hê. Ons vind dit meestal makliker om ons godsdiens te definieer in terme van goed soos kerkbywoning, van Bybelstudies, van gebede, van vroomheid, as om ander te laat tuis voel. Ons vind dit meestal makliker om dinge in ander mense se lewens uit te wys, as om hulle deel te maak van ons geloofsgemeenskap. Jesus het nooit iemand wat van hom verskil het, vertrap nie. Hy het hom altyd nader getrek. Hy het eerder sy volgelinge uitgedaag met, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg. En dis baie konkreet vir ons in ons samelewing. Julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle. Jesus vra van ons dat ons die moeilike pad moet loop om woorde in dade om te sit. Om liefde voelbaar en invloedryk te maak. Liefde, vriende, liefde wat nie 'n verskil maak aan ander nie, is nie liefde nie, sê die Bybel. Liefde is dade. Dis nie gedagtes nie. Dis nie sentimente nie. Dis nie gevoelens net of idees nie. Voornemens nie. Dis dade. Liefde is dade. Meer as 100 jaar gelede het die Deense filosoof Søren Kierkegaard gesê dat Jesus
op soek is na volgelinge, nie bewonderaars nie. Volgelinge, nie bewonderaars nie. Hy soek mense wat saam met hom loop, wat saam met hom werk en wat ander dien. En dan vertel Kierkegaard hierdie treffende gelykenis, sy eie gelykenis van 'n man wat in die straat afloop. En toe sien hy in die venster van 'n groot gebou sien hy 'n groot uithangteken, 'n uithangbord of eintlik 'n advertensie. Sien hy uithang by die venster met die woorde: broeke word hier gestryk. Hy is so dankbaar om die advertensie te sien dat hy net daarna dadelik huis toe gaan, al sy ongestrykte wasgoed gaan haal en teruggaan na hierdie plek toe. En toe hy sy bondel ongestrykte wasgoed op die toonbank neersit, kyk die mense hom verbaas aan en sê: wat doen jy? Hy sê: ek bring my klere om gestryk te word. Dis tog wat hier buite in hierdie uithangbord hang, die advertensie in die venster. Nee, wag, sê die ou vir hom. Nee, jy verstaan verkeerd. Ons doen nie regtig dit nie. Ons is besig om advertensies en uithangborde en tekens te maak vir mense wat wil adverteer. Ons is eintlik maar net 'n fabriek wat dit goed doen. Wat hy eintlik gesê het, dit lyk net asof ons klere stryk. Ons doen dit nie regtig nie. Dit lyk net of ons sulke dinge doen. Ons praat net daaroor. En dis heel dikwels die probleem van ons geloofsgemeenskap. Ons adverteer onsself as 'n plek wat Christus se liefde wys. Wat Christus se werk doen. Maar as mense opdaag in ons lewens, op soek na die ware liefde en die ware Christelike aksie, dan kry hulle dit nie. Dan ervaar hulle dit glad nie. As ons God se liefde gaan adverteer, vriende, moet ons ook God se liefde praktiseer. We only love God as much as we love the person we love the least. Sê Dorothy Day. Jy het vir God net so lief, soos die persoon wat jy die minste lief het. In die Tweede Wêreldoorlog is daar baie verhale wat mense aangryp. Hulle vertel van die Franse soldate wat tydens 'n ewige geveg in 'n modderpoel loopgraaf gelê het en hulle skuif toe. Maar die koels vlieg oor hulle. Hulle moet skuif na 'n ander lêplek toe, 'n ander plek waar hulle vanaf moet skiet. En daar's ontploffing op ontploffing en hulle kry bevel om te hardloop. En toe hulle dit doen en aan die ander kant kom, toe besef hierdie ou maar sy beste vriend is hier by nie. Hy is nog aan die ander kant. Hy is waarskynlik raak geskiet. En hy vra vir sy bevelvoerder of hy kan teruggaan. Hy sê nee, jy kan nie teruggaan nie. Jy kan nie teruggaan nie. Een lewende is vir my beter as 2 gewondes. Jy bly hierso. Maar hy hou aan en eintlik sê die ou man gaan, want hy wil hom gaan haal en hy hardloop terug en hy gaan haal sy vriend. En toe hy terugkom, toe is sy vriend dood. In hierdie slag. En die kaptein sê vir hom: "Sien jy nou, ek het jou gesê, dis onnodig gevaarlik om dit te doen." Die man is dood, toe sê hy antwoord: "Nee. Dit was nie te vergeefs nie. Hy het nog geleef toe ek by hom kom. Hy het vir my gesê, ek het geweet jy sal kom. Ek het geweet jy sal kom." Mag ek en jy? Mag ek en jy, wanneer ons in nood, in mense se nood opdaag om hulle te help, ook hoor dat hulle sal sê, ek het geweet jy sal kom. Ek het geweet jy sal my help. En mag hy of sy dit sê omdat hulle weet,
dat ek en jy van die agentskap van Jesus Christus is. Ons adverteer nie net nie. Ons doen ook. As ek iemand in nood sien, en ek het die middele om 'n verskil te maak, maar ek gee daardie persoon 'n koue skouer en doen niks nie, wat gebeur met God se liefde wat in die lig is? Dit verdwyn. En ek het dit laat verdwyn. Dit raak weg. En ek het dit laat wegraak. Laat ons nie net liefde praat nie. Laat ons nie net liefde bid nie. Laat ons nie net liefde sing nie. Maar dit regtig doen. Dan sal ons, sê 1 Johannes 3, dan sal ons self die lewende God as 'n lewende werklikheid in ons eie lewens ervaar. Daar lê die geheim. Amen. Here, ons is geneig om op allerlei maniere te probeer om 'n werklikheidservaring van u teenwoordigheid in ons lewens te hê. Ons doen 'n klomp goeders om dit te bemiddel. En hier sê u vir ons baie reguit. Praktiseer liefde. En julle sal my beleef. Dis 'n werklikheid in julle lewe. Ons bid dit vir ons elkeen self, Here. In ons eie persoonlike lewe, maar ons bid dit ook vir ons gemeente, vir u kerk, ook wêreldwyd. Dat u ons nie sal liefde adverteer en baie daaroor praat, maar dat dit die agentskap sal wees waar mense weet, hier word ek gehelp. Amen. U kan die Here dien met die offergawes. Ek sal nou vir jou kom. Elsabie, jy kom maar vorentoe kom. Ja. Druk net uit, kom maar. Hallo? Daar is hy. Hallo julle. Ag, dis lekker om so baie mense weer te sien vir 'n slag.
Ek is vanoggend hier om julle te nooi na ons feesmark toe wat volgende Saterdag plaasvind. Julle weet as gevolg van COVID kon ons nie ons jaarlikse bazaar gedoen het nie. En die bazaar, behalwe vir die feit dat ons die fondse nodig het van die bazaar, is dit altyd 'n lekker kuiergeleentheid. En ons het dit nou gedink, ons gaan dit nou hierdie jaar mis, te besluit ons maar ons hou 'n feesmark. Want by die bazaar kom almal bymekaar wat gewoonlik in Kraaifontein gebly het, al ons vriende en familie, en dan kom kuier ons lekker saam. So die feesmark gaan nou ook wees vir 'n lekker saamkuier volgende week. Hier is ons 'n plan op. Ons gaan reg rondom die kerk gaan ons stalletjies hê. Daar gaan kos wees. Ons gaan die oggend 8:00 begin met 'n pretloop van 2.5 km of 5 km, of jy kan dit 10 maak, jy kan dit hardloop. So bring jou familie, jou vriende, jou pram, alles en kom stap saam met ons. Dan het ons 9:00 begin dan amptelik. Ons het die oggend ontbyt rolletjies as jy klaar gestap het. Daar is 'n meneer en 'n juffrou feesmark vir die eerste keer. Dit gaan in die kerksaal wees en verskillende ouderdomme, so daar gaan aan mekaar nuwe tye wees wat nuwe ouderdomme gaan deelneem. So jy moet inskryf daarvoor ook. Daar's lekker pryse op die spel. En dan het ons 'n potjie kos kompetisie. Die kos is beskikbaar om te koop die middag om te eet ook. En ons eerste prys is 'n naweek weg vir 8 mense. En ons 'n tweede en 'n derde prys ook. So ons kort nog mense om in te skryf vir die potjies. So as jy wil, die inskrywings is by die kerkkantoor of Rudy is hier, praat met hom na die tyd, hy is in beheer daarvan. En dan het ons gewone bazaargoed ook daar, soos die pannekoek en die jaffles en die bazaarpudding. Ons gaan ons wit olifanttafel hê en ons speelgoed vir die kinders en ons gaan 'n kindertafel hê wat oulike goedjies gaan hê. Ons gaan ons plante hê. Ons geskenketafel net reg voor Kersfees, so kom begin jou Kersinkope daar, daar's baie oulike goed. Dan het ons groente en vrugte en ons het hierdie jaar lekker vars plaas eiers ook daar. So kom kry vir julle. En dan het ons vendors wat hier gaan wees. So ons gaan aartappels hê in alle forme. Daar gaan chipsticks wees, daar gaan chip rolls wees, daar gaan vars aartappels wees by die groente en vrugte. Ons gaan wraps en roties en hamburgers en dan gaan ons roomys ook hê. So dit gaan lekker pret wees vir die kinders. Ons gaan kaartfasiliteite hê en SnapScan en jy kan met kontant koop, so ons maak dit maklik vir jou om te kom koop. Ja, so dit gaan net 'n lekker kuierplek wees. Ons gaan tafels en stoele reg hê onder 'n tent. Die voortrekkers het ingekoop. Hulle het vir ons 2 groot tente gereël. So ons gaan vir julle tafels en stoele daar sit waar jy kan lekker sit en eet en kuier. En hulle gaan ook die pretloop die oggend vir ons behartig. Hulle gaan mense oral by punte hê en vir julle wys waar julle stap en oral. So ons sê dankie vir die voortrekkers daarvoor. En dan het ons nog skenkings nodig. Ons het 'n lys, so as jy wil weet, kontak die kerkkantoor en ons wil dankie sê vir almal wat al regtig hulle harte en hulle beursies oopgemaak het sodat dit moontlik is dat ons hierdie goed kan doen. Baie dankie vir elkeen van julle. So as jy dalk nog ietsie wil bydra, kan jy dit doen. Jy kan online ook etes en hamburgers en alles bestel. Dit sluit die 24ste. Maar as jy nie bestel het nie, dan is dit fyn. Jy kan die oggend ook kom ondersteun ons. Bring regtig julle vriende. Ons gaan die COVID-regulasies gaan ons toepas, so daar gaan sanitizer wees. So ja, sit op jou masker, bring jou vriende en kom kuier lekker saam met ons. Dankie Elsabie. Baie dankie. Vriende, dit is 'n groot geleentheid, so laat ons nou daaraan laat reggeskied die naweek wat kom, né? Dis mos nou die naweek wat kom. So, dit gaan baie lekker wees volgende Saterdag. Bring ook 'n klompie ander mense saam. Ons weet dat mense versigtig is in hierdie tye weens COVID en al die vrese daarom saam, maar hier word aan hierdie kant alles moontlik gedoen om dit so veilig as moontlik te hou en jy sal nie enigstens gevaar loop by hierdie feesmark nie. So kom gerus en geniet dit. Ek wil graag ook net een ander saak voorhou en dit is, julle sal weet dat die nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel nou verskyn. Trouwens die amptelike verskyning, bekendstelling is hierdie week wat kom. Dit is 'n wonderlike geleentheid en as jy nou so 'n bietjie die geskiedenis volg, so elke 50 jaar
kry ons 'n nuwe vertaling van die Bybel. Wat van hierdie een uniek is dat dit 'n direkte vertaling is. So, dis die mees autentieke Afrikaanse vertaling van die oorspronklike skrifte wat die Bybel vorm, wat jy kan kry. So, ek wil graag net hê dat julle daarvan bewus raak, en ek praat spesifiek ook met 'n klomp mense wat vanoggend by die huis sit, of later vandag na die boodskap luister. Die een is 'n hardeband swart Bybel, en hy is in die omgewing van R120. Nee, Chris, ek dink so iets soos R120 is sy prys. Is 'n spesiale prys. Dominee Quintus Heine, dominee van ons gemeente wat by Bybelgenootskap is, hy gee dit vir ons vir daardie spesiale prys. En dan is daar ook 'n leerband uitgawe met vingerdrukke. Is 'n meer luukser uitgawe, en ek vermoed dit is so R100 meer, jy weet, dit so rondom die R250 daar rond. Ek is nie seker nie. Maar dis 'n luukse uitgawe. Nou vriende, om dit vir julle maklik te maak, en dis die hele punt van hierdie opmerking vanoggend. Jy kan dit by die kerkkantoor bestel. Ons sal die logistiek daarvan hanteer. Jy sal vir die kerkkantoor kan bel, jou naam gee, en hulle sal dit kry en vir jou laat weet wanneer dit beskikbaar is, en jy kan dit kom vereffen by die kerkkantoor. Dis 'n baie goeie geskenk ook in Kerstyd vir iemand as jy, soos ek is, wat altyd kop krap. Jy weet mos nou wat 'n waarde 'n Bybel toevoeg, en dit is 'n besondere vertaling. Ek self het al 'n klompie stukke uitgelees, en dit is sommer net vars en nuut. En ek sou nou kon, as ek tyd gehad het, 'n paar voorbeelde kon lees daarvan. Maar in elk geval, ek wil graag hê dat u daarvan kennis neem, en ook dalk 'n aksiestap of twee doen, en kry vir jou dit gaan vir jou verrykend wees. Reg, kom ons sluit af met die slotlied. Gemeente, die Here sal julle seën, en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor, en aan julle vrede gee.